Goeiemôre gemeente. Ek hoop dit gaan baie goed met elkeen van julle vanoggend. Dit is my 'n groot eer om weer hier so by julle te kan kom kuier en dan weer 'n bietjie die woord kan verkondig. Ons het gevra dat ek net 'n paar dinge sal uitlig vir die afkondigings. Daar is miskien, ek lê klem op miskien nog 'n paar pakkies Koeksisters te koop, so jy is welkom na die diens ook daar te gaan koop. En dan is die kerkraadsvergadering begin die 15de September plaas. So ons sal baie waardeer as die voorbidding daarvoor sal doen. En dan is daar nog looitjies te koop vir die cricketgolf wat mens kan wen, wat mens ook na die diens daar agter kan doen. Ek weet net nie wat se kant toe oom by daai kant. Ja, dat jy daai kant ook weer die looitjies kan gaan koop. En ek sien dalk 'n paar lang gesigte hierso. Ek neem aan dit is vol van die Springbokke. Ek is baie jammer daaroor. Ek sê nou vir Wynand, ek het met die rugby wêreldbeker het ek 'n tradisie begin, of my eie tradisie begin, dat as die Springbokke speel en hulle het gewen die Saterdag, dan gaan ek hierdie das die volgende Sondag in die kerk dra, want dan gaan die mense weet die Springbokke het gewen. Maar ek het nou gisterand by een van my vriende in Westville oorgeslaap en ek het regtig nou nie gedink die Springbokke gaan verloor toe ek my tas pak nie. So verskoon maar net asseblief die das. Hy wys nog steeds die swart van die rou wat ons voel, maar ons glo in die volgende paar weke dat ons sal terugkom. Kom ons raak vir 'n oomblik rustig en dan sal ek vir ons met die woordseën begin en dan daarna kan ons die voorsang doen. Kom ons raak stil voor die Here. Micha 6 vers 8 sê, hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Gemeente, die drie-enige God van liefde, Vader, Seun en Heilige Gees, groet en verwelkom u hier vanoggend met oop arms. Ontvang dit. Amen. Sluit die oë. Almagtige God en ons hemelse Vader, Here, ons wil vir u eerstens net dankie sê vir nog 'n dag. Here, dankie dat ons kan weet dat elke dag wat u vir ons gee, waar ons kan wakker word en asemhaal, 'n geskenk van u af is. Here, en dankie dat ons ook hierdie geskenk kan gebruik om by mekaar te kan kom as 'n geloofsfamilie, Here, en saam u te kan loof en te kom aanbid en meer oor u te leer en meer oor u te ontdek. Here, en waar ons weet waar dit dalk 'n besige week is wat mag verby wees, Here, wil ons vir u vra om elkeen van ons wat nou hierso is, Here, dat u ons harte sal rustig maak om totaal en al u te kan inneem. Here, mag u ons koppe stil maak sodat ons aan niks anders kan dink as wat u vanoggend wil sê nie. En Here, mag ons ore oop wees om u te hoor, mag ons oë oop wees om u te sien en mag ons ten volle u so ervaar vanoggend. En ons dankie daarvoor. Spirit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. So ek weet nou nie of meeste van u al besef het nie, maar ons was nou die laaste maand half met 'n gasvryheid tema of 'n tematiese preke besig. Ek weet seker maar ek het u al opgetel dat daar gasvryheid is nou op die voorgrond. Okay. Dan het ek kan vir hulle sê hulle het 'n goeie werk gedoen. Maar ek wil vanoggend begin deur net die eerste keer om vir u 3 tonele te skets
wat hopelik u gaan help om 'n prentjie te sien vir waartoe ons gaan. So die eerste prentjie is ek hoop u baie van u was al of het al gesien hoe 'n groot besigheidswerksfunksie werk. So gewoonlik by 'n werksfunksie sien mens hoe die uitvoerende hoof en die direkteure en al die senior personeel by die voorste tafels gaan sit en dan sien mens ook hoe die res van die besigheid se mense net so hulle begin sien, okay, hierso sit die groot honde, so kom ek skuif net hierdie en jy sien hoe werk in hulle koppe uit. Ek gaan nou binne 5 minute gaan ek nader skuif en ek hoor nou hulle praat oor iets waar ek kan praat, so dan kan ek hopelik iets inval en dan gaan hulle dink ek is baie slim want ek kan deel van die gesprek wees of hulle sien daar gaan nou 'n foto geneem word met die CEO's. Kom ek gaan glip dit gou in die agterkant en dan gaan dit vir my ook baie belangrik. Dan gaan ek ook belangrik lyk. Maar dan intussen tyd sit die kantoordames en die HR mense en die kombuispersoneel sit hulle op die tafels ver agter amper waar jy elke keer moet opstaan vir die kombuispersoneel om verby te skuif. So dis prentjie nommer 1. Prentjie nommer 2 is dan as mens dink aan 'n troue. Want by 'n troue sit die familie en die vriende ook gewoonlik hier naaste aan die bruid en die bruidegom en dan soos wat die tafels verder weg beweeg, raak die verhoudings ook al hoe moeiliker om te verduidelik. Want mense weet dat so die naaste is die familie en die vriende, dan 'n bietjie verder is die ou skoolmaats en dan op die tafels heel in die hoek is die mense wat jy glad nie mee praat nie, maar jy sou baie skuldig gevoel het as jy hulle nou nie genooi het nie en hulle is dan daar heel agter. En dan die derde prentjie is dan ook kry mens hierdie snaakse ding wat gebeur selfs by kerkfunksies. Want by kerkfunksies kan dit ook partykeer gebeur waar daar 'n baie bekende spreker kom of hierso kom een van die groot dominees en hy het 'n baie belangrike rol en hy het 'n baie belangrike titel en dan kom almal dan bindel hulle om hierdie belangrike mense en hulle wil net raak gesien word en hulle wil net 'n handskud kry of erkenning kry. En dan intussen staan daar iemand heel aan die agterkant van die kerk, stoksiel alleen, wat geen vriende het nie, geen kennisse het in die gemeente nie, en wat glad nie vir hulle maklik is om uit hulle gemaksone uit te kom en ook met mense te gaan praat nie. So ons sê graag dat almal vir ons ewe belangrik is, maar die plekke waar ons kies om te sit en die mense naby wie ons probeer om te wees, vertel soms 'n bietjie van 'n ander verhaal. En dit is juis in so 'n soort toneel waar ons onsself in vandag se skrifgedeelte bevind. Want ons beweeg nou hierso terug na die eerste eeu toe waar Jesus uitgenooi was om nou op die Sabbatdag 'n ete te gaan bywoon by een van die vooraanstaande fariseërs. En dit was waarskynlik 'n baie belangrike geleentheid, ook met baie mense van aansien om die tafel. En die gasheer was ook nie net sommer enige Jack of all trades, hy was nou een van die groot hond fariseërs gewees. Verskoon my as ek baie die woord groot hond gebruik, ek vang myself uit, dis net hoe my woordeskat al gesê het, hoe ek die mense daar so klassifiseer. So as jy hoor groot hond, weet het ek bedoel hiërargies 'n bietjie hoër as die res. Maar so hierdie was nou een van die groot fariseërs gewees. En die gasheer was ook nie net sommer enige iemand nie. Hy sou die gaste ook deeslik bewus van wees wie almal daar was en hy sou ook 'n plan gehad het van wie waar mag gesit het. En ook, dit is belangrik om te weet, hier was nie 'n ontspanne ete nie. Hulle het nie net saam kom lekker kuier en saam eet en die tyd saam kom geniet nie. Want Lukas vertel in die begin van hierdie hoofstuk dat die mense wat daar was, het Jesus fyn dopgehou. Hy dui aan dat hulle gesoek het, dat hulle wou fout soek in dit wat Jesus doen en dit wat Jesus sê. Maar wat lekker is van Jesus, soos wat hulle vir Jesus dopgehou het, het Jesus hulle ook dopgehou. En dan wil ek ons nou saam lees uit Lukas 14 vers 7 tot 14. Dan gaan sien wat Jesus opgemerk het. So van vers 7 af sê dit: Toe hy opmerk hoe die genooides die ereplekke aan die tafel uitsoek, het hy die volgende gelykenis vir hulle vertel. Wanneer jy deur iemand na 'n bruilofsfees genooi word, moet jy nie op die ereplek gaan sit nie. In geval iemand van groter aansien as jy deur hom uitgenooi is en hy wat hom by jou uitgenooi het, dan vir jou kom sê, maak plek vir hierdie man. Dan sal jy met skaamte die verste plek gaan inneem. Nee, wanneer jy uitgenooi word, gaan na die verste plek, sodat die man wat jou uitgenooi het, kan kom en vir jou sê, vriend, skuif nader. Dan sal jy aansien kry by almal wat saam met jou vir ete aanleen.
Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. Jesus het ook vir die man wat hom genooi het gesê, wanneer jy 'n ligte ete of 'n groot maaltyd gee, moenie jou vriende of broers of familie of ryk bure nooi met die doel dat hulle jou weer op hulle beurt uitnooi en jy dan vergoed word nie. Nee, wanneer jy 'n feesmaal aanbied, nooi die armes, die krippeles, die verlamdes en die blindes. Dan sal jy gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want jy sal beloon word by die opstanding van die regverdiges. So Jesus se woorde hier klink baie op die oppervlak baie soos net raad oor goeie tafelmaniere. Ek weet nie of u onthou 'n hele rukkie terug, ek dink hy doen dit meer nie, maar Nathaniel het so Nathaniel se etiket op RSG gehad. En toe ek hierdie die eerste keer lees, dit klink dit amper vir my soos een van hierdie tafeletikette wat hulle nou sê. Van hy sê, moenie die beste plek vir jou uitkies nie, want daar gaan heel waarskynlik dalk iemand belangriker as jy daar aankom, en dan gaan hulle vir jou moet vra om te skuif, en dan gaan jy baie skaam kry. So kies net van die begin af die verste plek, en dan as jy dan eintlik 'n goeie mens is, dan sal die ou jou nader roep, en dan gaan jy eintlik die ereplek kry. Maar Jesus probeer nou nie vir hulle 'n nuwe en 'n beter strategie leer, waardeur hulle op die ou ende dan net meer weer aandag gaan kry nie. Wat Jesus hier doen, is hy ontbloot ietsie wat eintlik baie dieper in die menslike hart aangaan. En dit is die feit dat ons 'n voortdurende behoefte het om raak gesien te word, om erken te word en om as belangrik geag te word. En selfs rondom 'n tafel waar mense veronderstel is om net lekker te eet en saam te kuier en saam te gesels, kan dit nog steeds die plek wees waar mense so besig is om hulle self met mekaar te vergelyk. Mense vra dit dalk nie hardop nie, maar iewers in ons leef daai vraag van, okay, maar waar pas ek in? Of hoe belangrik is ek nou regtig hier? Of wie sien my raak? Of kry ek die erkenning wat ek voel ek verdien? En daarom sluit Jesus hierdie eerste gedeelte af met die baie bekende woorde van elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. Want in die koninkryk van God weet ons nou al dat word gewone mense, gewoonlik menslike rangordes omgekeer. Want grootheid word nie gemeet in God se koninkryk oor hoe naby jy aan die ereplek sit, of hoeveel mense jou naam ken, of wat se invloed jy in 'n vertrek het nie. Die finale oordeel en eer en waarde behoort nie aan die gaste rondom die tafel nie, maar dit behoort slegs aan God. En ware nederigheid beteken daarom dat ek ophou as ek 'n ruimte binnegaan met die vraag binnegaan van waar is my plek en hoe gaan ek nou raak gesien word, en dan eerder die ruimte binne te gaan en te vra, maar wie rondom my word nie raak gesien nie. Wie rondom my het nog nie 'n stukkie Jesus vandag gekry nie. En dis presies dan hier waar Jesus die gesprek laat draai. En want hier skuif hy nou sy aandag van die gaste af na die gasheer toe. En hy skuif ons aandag van die plek af wat ons vir onsself probeer kry, na die plek wat ons probeer voorberei vir iemand anders. En Jesus draai nou na die man wat hom genooi het en hy sê toe vir hom nou, wanneer jy 'n ligte ete of 'n groot maaltyd gee, moenie jou vriende of jou broers of jou familie of jou ryk bure nooi met die doel dat hulle jou weer op hulle beurt uitnooi en jy dan vergoed nie. So ons moet net ook eerstens sê, Jesus sê nie hierso ons mag nie eet as reël met ons vriende en familie nie. Ons weet in die hele Bybel lank dit is aangeraai, dit is mooi en dit is goed om jou etes met jou vriende en jou familie te hê en die mense vir wie jy lief is. Maar Jesus bevraagteken hierso eerder die motief en die geslote kring waarby ons te gemaklik en so gemaklik gasvryheid uitleef. Of waar binne ons gasvryheid vasgevang kan raak. Want in die samelewing waar Jesus geleef het, was maaltye ook baie 'n deel van 'n baie groter eerstelsel. Want daarso het jy net mense genooi wie jou aansien sou verbeter het. Jy het mense genooi wat jy geweet het as hulle daar gaan wees, dan gaan die ander mense nou kyk, o, hierdie persoon het nou hierdie ou by sy huis, so ek moet nou eintlik 'n bietjie hom hoor ag. En dan of hulle nooi mense wat hulle weet, een of ander tyd gaan hulle vir my ietsie kan teruggee, of een of ander tyd gaan hulle my kan terugnooi. So en al hierdie het dan veroorsaak dat gasvryheid selfs 'n berekening geword het vir die mense in daardie tyd. En ek weet, as ons nou mooi daaraan dink en bietjie reflekteer daaroor,
is daar tye in vandag se tyd waar ons dit baie maklik ook kan raak sien of waar ons al self ook onskuldig daaraan was. En dit is juist in hierdie berekende gasvryheid wat Jesus ontwrig wanneer hy kom sê, maar wanneer jy dan 'n feesmaal bied, nooi die armes en die krepeles en die verlamdes en die blindes. Want hierdie was die mense wat dikwels op die rand van die samelewing gestaan het. Hulle het nie geld gehad of invloed gehad of 'n sosiale posisie gehad om die gasheer se aansien te verhoog om 'n ewe indrukwekkende uitnodiging vir hulle terug te gee nie. Maar volgens die gewone reëls van daardie samelewing was daar absoluut min tot geen voordeel om hierdie groep mense na jou tafel toe te nooi nie. En tog is dit presies wat Jesus vir hulle sê om te doen. Want Jesus gee nie nou ook net bloot hierso vir ons 'n nuwe gastelys wat ons nou moet probeer wetties afmerk en sê maar nou gaan ek beter doen want nou het ek die blindes en nou het ek die krippeles en nou het ek al hierdie mense genooi nie. Maar hy openbaar weer eens iets oor die hart van God en oor hoe God se koninkryk werk. Want gasvryheid volgens Jesus begin waar die verwagting van terugbetaling eindig. Gasvryheid begin waar die verwagting van terugbetaling eindig. Dit begin wanneer ek ophou vra, wat kan hierdie persoon vir my beteken? En waar ek eerder begin vra, hoe kan ek vir hierdie persoon die liefde van God sigbaar maak? En dit ontvang nie mense op grond van hulle invloed, of hulle gebruikbaarheid, of hulle vermoëns, of om iets te kan teruggee nie. Maar dit ontvang hulle, omdat hulle deur God raak gesien word, en omdat hulle waardevol is in sy oë. Omdat ons ook getuig dat God het die wêreld in sy beeld geskep. En dit sluit elke liewe mens in. En daarom sê Jesus dan sal jy gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou mee te vergoed nie. Want jy sal beloon word by die opstanding van die regverdiges. So Jesus vervang ook nou nie weer hier bloot een berekening met 'n ander, asof ons nou goed moet doen aan die laer mense en dan gaan ons nou weer ewe skielik 'n beter posisie daar buite kry nie. Maar wat Jesus hier doen is hy bevry ons van die behoefte van om ons beloning of ons erkenning of ons bevestiging by mense te soek. Ons hoef nie seker te maak dat elke goeie daad wat ons doen raak gesien word of terugbetaal word nie. Want ons kan vrygewig lief hê, ons kan vrygewig dien, omdat ons weet en vertrou dat God sien wat ons doen en dat ons lewe uiteindelik in sy hande is. En dan wanneer daar geen moontlikheid van terugbetaling is nie, dan word dit duideliker dat God se liefde 'n gawe is. Want ons dien dan nie om mense in ons skuld te plaas nie, of om ons reputasies te verbeter of om komplimente te ontvang nie, maar ons gee juis omdat God eers aan ons gegee het. Ons verwelkom mense omdat God juis ons eers verwelkom het. En ons maak plek omdat God in sy ongelooflike genade eers vir ons plek gemaak het. Die moeilike vraag wat dan egter opkom is, wie is die ander vir wie ons moet plek maak? En dit is baie maklik en ons kan almal, ek dink, saamstem dat dit baie maklik is om gasvry te wees teenoor mense van wie ons alreeds hou, of mense wat soos wat ons dink, of mense wat dieselfde waardes as ons deel, of die mense wat in dieselfde kringe as ons beweeg, of die mense wat heel waarskynlik net dankbaar sal wees vir dit wat ons doen. Maar Jesus neem vir ons verby hierdie veilige gemaksone en hy wil hê dat ons moet, hy neem ons weg van hierdie veilige gemaksone van mense en wat ons van self sou kies. Wat baie maklike keuses vir ons sou wees. Want die ander is dikwels die persoon wat nie natuurlik deel van my kring sou wees nie. Dis die persoon wie se status of se mag absoluut niks vir my kan doen nie. Dis die persoon wie se lewe baie ingewikkeld is of baie de mekaar is, of die persoon wat heeltemal anders dink as ek, wat anders leef as ek, wat ander geloofsoortuigings het as ek. En soms is dit dieselfde persoon wat ek baie moeilik vind om te verstaan, om te vertrou of om voor lief te hê. Dalk is dit juist die persoon vir wie gasvryheid gevra word. En dit is opvallend dat Jesus nie sê, nooi net die gelowige armes, nooi net die godsdienstige blindes, of die mense wat eers bewys het, dat hulle 'n plek aan jou tafel verdien het. Want Jesus kom hier die kroeks van die verhaal. Want Jesus en God kwalifiseer nie sy uitnodiging deur te sê,
dat iemand eers soos ons moet dink, of dat hulle eers moet reg leef, of dat hulle eers moet dankbaar reageer, of dat hulle eers moet beloof om te verander, voordat ons hulle mag ontvang, of voordat ons hulle bedien nie. Die gasvryheid kom altyd eerste. Die uitnodiging word gegee, voor daar enige moontlikheid is van terugbetaling, of van verandering. En dit beteken dan ook nie natuurlik nie dat Christelike gasvryheid naïef is en dat elke optrede moet goedgekeur word of dat gesonde grense en onderskeiding onnodig is nie. Al hierdie dinge is nodig en ons het definitief die leiding van die Gees nodig as ons gasvryheid behoorlik wil toedraai. Maar dit beteken wel dat ons nooit dat ons liefde of ons bereidheid om te dien afhanklik mag raak van wat die ander mense se posisies is of wat hulle maatstawwe is volgens wat vir ons goed is nie. Want ons hoef nie alles van almal goed te keer om nog steeds die beeld van God in daardie persoon te gaan raak sien nie en om hulle nog steeds te bedien nie. En dis waarom hierdie gedeelte van vandag ook vir my so mooi terugwys na die waskom waar Jesus sy disippels se voete gewas het. Want Jesus het nie hulle voete gewas omdat hulle dit verdien het of omdat hy geweet dat hulle almal hom sou getrou gedien nie. Want hy het geweet dat Petrus hom 3 keer sou verloon. Hy het geweet dat Judas hom sou verraai. Hy het geweet dat van die disippels sou wegvlug wanneer hy gevang word. Maar Jesus het nie net die voete gewas van die wat getrou gebly het nie. Hy het ook voor Judas gebuk. Hy het ook voor Petrus gebuk. En Judas was op daardie oomblik al reeds besig om die pad van verraad te kies. En tog het Jesus nog steeds die handdoek geneem en nog steeds sy voete gaan was. So Jesus se liefde was nie afhanklik van wat Judas later vir hom sou terugdoen nie. En wanneer ons hierdie woorde dan van Jesus in Lukas ernstig opneem, dan kan ons ook nie net vra wat beteken dit vir ons persoonlike lewens of vir ons eie tafels by ons eie huise nie, maar dit is dan belangrik ook dat ons vra wat beteken dit vir ons as 'n kerk, vir ons as 'n gemeente. Wat beteken dit vir Westville gemeente om daar verander te wees? En terwyl ek daar gedink het hierdie roeping my baie laat dink aan die beeld van 'n vuurtoring. Want 'n vuurtoring word nie in die middel van 'n rustige veld gesit waar hy veilig gebou word en waar daar geen gevaar en geen donkerte en geen storms is nie. En indien dit daar sou staan, sal mens nogal sê dit lyk baie uitplek uit. Mense kan sien dit behoort nie daar nie. Maar 'n vuurstoring staan juis daar waar rotse is. Dit staan juis daar waar die wind hard waai, waar die branders breek en waar die skepe in die donkerte maklik hulle koers kan verloor. En dit staan nie daar omdat die omstandighede gemaklik is nie, maar dit staan daar omdat die lig juis daar die nodigste is. En ek glo hooplik help hierdie beeld ons om iets belangriks van die roeping van die kerk te verstaan. En die kerk word nie geroep om so ver as moontlik van die gebrokenheid af weg te bly of weg van die storms en die donker plekke af te beweeg nie. En ons is nie geroep om net 'n veilige kring te vorm waarin ons net mekaar dien en net mekaar help en net na mekaar luister en net mekaar terugnooi nie. Maar ons word juis gestuur na plekke waar mense onseker is, waar hulle alleen is, waar hulle uitgesluit is en waar hulle verlore en stikkend voel. En 'n vuurtoring vra ook nie of die skip wat inkom of hy belangrik genoeg is om gehelp te word nie. Dit ondersoek nie wie aan boord is nie. Dit vra nie hoeveel geld hulle het of wat hulle reputasie is en of hulle nou die regte besluite geneem het om tot nou daar uit te kom nie. Die ligtoring laat eenvoudig sy lig skyn omdat daar iemand in die donkerte is wat dit nodig het. En dit is baie naby aan die soort gasvryheid waarin Jesus in Lukas 14 praat. Want ons maak nie net plek vir mense wie se teenwoordigheid voordelig vir ons is of aangenaam is of net lekker is nie. Ons maak plek omdat mense na God se beeld geskape is, deur hom raak gesien word en juis sy liefde nodig het. So Dietrich Bonhoeffer, ek weet nie of u hom ken nie, hy was 'n baie bekende Duitse teoloog wat tydens die Tweede Wêreldoorlog 'n ongelooflike belangrike rol vir die teologie en vir die kerk van daai tyd gespeel het. Hy het die volgende gesê, hy het dit so bewoord, hy het gesê, "The church is the church only when it exists for others. Not dominating, but helping and serving." So die kerk is werklik eers kerk as sy bestaan verander. Nie om te oorheers nie, maar om te help en om te dien.
Want ons bestaan nie in die eerste plek ter wille van ons eie beeld of ons eie gemak of ons eie voortbestaan nie. En ons bestaan ook nie om seker te maak dat ons eie mense gelukkig is en versorg bly of om elke argument of debat te wen nie. Maar ons bestaan ter wille van die mens wat nog nie binne is nie. Vir mense wat nog onseker is of hulle welkom is. Vir mense wat dalk lanklaas enige lig of enige hoop in hulle lewe ervaar het. En soms vir mense wat dit vir ons regtig moeilik is om te verstaan en voor lief te hê. En laastens 'n vuurtoring maak nie asof die see kalm is wanneer die golwe hoog slaan nie. Dit ontken nie die storm of die gevare van die donker nie. Maar 'n vuurtoring hou nie aan om voortdurend te kla oor die storm nie. Dit hou net aan om te brand. En op dieselfde manier is die kerk nie geroep om eindeloos te kla oor hoe donker die wêreld geraak het of hoe anders dit is as die verlede of hoe mense verander het en hoe die tye moeilik geraak het nie. Maar ons roeping bly om die lig van Christus te dra, om hoop sigbaar te maak en om deur ons woorde en dade 'n weg vir die mense na Christus toe te maak. So die lig van 'n vuur, so vanoggend het ons nou gekyk na die vraag, vir wie is daar plek? En miskien is die maklikste antwoord vir wie ook al nog nie hierso is nie. Want iemand wat nog ver weg staan en wonder of daar werklik nog plek is, of iemand wat niks het om terug te bied nie, iemand wat nie dink, leef of glo soos ons nie, of iemand wat dalk selfs moeilik is om verlief te hê. Dit is die mense vir wie ons plek maak. Dit is die mense wat gasvryheid nodig het. Want as werklik ligdraers in die wêreld is, dan beteken dit ons meer as net die regte boodskap verkondig. Dit beteken dat ons so sal leef dat die boodskap van Jesus deur ons sal sigbaar word. Dat iemand wat alleen is by ons raak gesien sal word. Dat iemand wat op die rand van die samelewing staan deur ons nader genooi sal word. En dat iemand wat absoluut niks het om terug te bied nie, ontdek dat hulle nog steeds plek by ons het. So mag ons ook aanhou brand met die lig van Jesus, sodat mense wat in die donkerte probeer koers kry, deur ons gasvryheid en deur ons liefde en deur ons diensbaarheid kan ontdek dat daar is nog lig, daar is hoop en daar is 'n oop stoel en daar is plek by Jesus. Amen. Kom ons sluit die oor met ons saam. Here, ons wil eerstens vir U dankie sê, Here, dat U die een is wat ons ontvang het. Here, dat U die een is wat ons eerste genooi het, sonder dat ons enigiets kon doen om dit te verdien. Here, dankie vir die ongelooflike gelykenis wat Jesus vertel het in hierdie Lukas teks. Here, dankie vir die diepte en die mooiheid daarvan, Here, en ons wil vir U vra om ons elkeen as individue, maar ook as 'n geloofsgemeenskap te help en te bemoedig en die regte gees en die regte leiding te gee, sodat ons in Jesus liefde gasvry kan wees. Here, help ons dat ons nie sal vaskyk in mense se boksies wat die wêreld om hulle plaas nie, Here, maar help ons om met Jesus oë na mense te kyk, om te weet dat U elke liewe mens in hierdie aarde geskep het, en daar 'n stukkie van U in elkeen van hulle is. Here, en mag ons wat U kinders is, Here, die Gees gebruik, die leiding van die Gees gebruik om daai liefde te gaan vat na die mense wat dit nog nie ontvang het nie. Here, mag ons harte en ons koppe oop hou om sagmoedig te wees en geduldig te wees teenoor mense wat nie soos ons dink nie, wat nie soos ons glo nie, Here, wat ook nie eens gaan waardeer wat ons vir hulle gaan doen nie. Here, en mag ons dalk deur dit net herinner word dat ons niks vir die mense doen nie, of vir onsself doen nie, Here, maar dat ons dit slegs vir U doen, en ter wille van U koninkryk en van U eer. Here, en dit is so 'n groot voorreg om deel te wees van U storie en U plan van redemption, Here. Here, mag ons daagliks bewus bly van wat U wil hê ons moet doen en dit wat U wil in ons lewens regkry. Here, bewaar ons in die week wat kom. Here, mag ons oop bly om te sien waar daar mense is wat alleen is. Waar daar mense is wat neergekyk word op ander en op die wêreld, Here. Mag ons ligdraers vir U wees daar in die donker plekke waar U ons mag stuur. Here, ons dankie vir die goedheid en die guns in ons lewens. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons kan dan staan vir die slotsang en dit is lied 599 verse 1 en 3.
Ek beloof vir u, as ek volgende keer kom kuier, sal ek probeer om langer as 'n halfuur te maak. Ek het nou gekyk en ek sien dis weer 'n halfuur merk, maar ek weet nie of dit met die ouderdom kom of wat nie, maar ja, dit kom. Okay, as dit moet kom. Jy is welkom om jou hande oop te maak om die Here se seën te ontvang. Mag die liefde van God die Vader jou hart in nederigheid oopmaak. En mag die genade van Jesus Christus jou leer om plek te maak vir ander. En mag die Heilige Gees jou uitstuur en lei om werklik 'n ligdraer in die wêreld te wees. Amen.